En dit is presies 18 minute oor 10. U luister nog steeds na Delf steeds dieper. En hier by my terug in die ateljee uit die Kaap uit, die dame wat gaan kuier het, Elisabeth Jordaan. Lizzie, baie welkom. Goeiemôre, Estie. En ek en Elisabeth gesels steeds oor Andrew Murray. Ja, Herinner ons, waar was ons laas? wel, ek wil net sê, ek was wel in Wellington. En het weer daar by die sending, daar by sy, is dit nou die huis, of dit is nou die Instituut vir Spirituality, wat daar opgerig is, waar hy Samuel laat bou het vir die sendelinge. En ja, daai dorp is vol van sy geskiedenis. En wonderlike nuwe goed wat ek daar gekry het. Wat ons sal praat oor aan die einde van hierdie, as ons sy biografie klaar deurgewerk het. Nou maar goed. Ja. Baie dankie, Elisabeth. Ja, ons is besig om te praat oor sy invloed in Suid-Afrika. En spesifiek waar ons nou trek is nadat hy Wellington toe geskuif het in 1871. Toe stig hy die Huguenot College, waar hulle Christen onderwyseresse opgelei het. En ook die Normaal College wat hulle in Kaapstad begin het vir Christen onderwysers, mans, en dan ook die Sending Instituut wat hulle begin het. So ons het nou laas daaroor gepraat. So ons kan sê met reg dat Andrew Murray was die voorloper van vroue opvoeding in Suid-Afrika. Wow. En baie vinnig is nadat hy die Huguenot College gestig het in Wellington, soortgelyke instellings op die Wellingtonse manier is reg oor Suid-Afrika gestig. En net nou gaan ons hoor hoe dat dit groot opslag gemaak het wêreldwyd. Regtig. En toe van daar af het Andrew Murray nou oorgegaan tot die oprigting van sendingstasies en Christelike skole in die noorde van Suid-Afrika, waar tot op daardie tydstip net ontdekkingsreisigers, jagters en 'n klein handjievol sendelinge hulle voete op die grond gesit het. Met ander woorde, dit was nog, kan ek sê, inheems? Ja, Inheemse mense wat daar gebly het? En niks van buite het nog uitgekom nie? Nie Nee. regtig nie? nie regtig nie. Dis Wow. dan die noorde van Suid-Afrika. Ja. So, dis een van die redes hoekom hy hierdie Sending Instituut in Wellington gestig het. En dit was 'n baie groot sukses om jong mans te lok as sendelinge, onderwysers en leuke werkers. Dis nou om predikante by te staan in 'n gemeente, byvoorbeeld. En in sy lang bestaan van 85 jaar het hierdie Sending Instituut 567 studente opgelewer. En sodra hulle gegradueer is hulle uitgestuur nou na Suid-Afrika, na sendingstasies in Botswana, Zimbabwe, Malawi, Zambië en sover noord as Sudan. Wat? Regtig? En volgens 'n sensus wat in 1927 geneem is, dis nou ongeveer 50 jaar later, 10 jaar na Murray se dood, is daar 1447 skole gestig met 96.300 studente en 2700 onderwysers. En nie minder nie as 72.000 Afrika Christene is gedoop, met op daardie stadium nog 'n verdere wat 15.000 plus wat gewag het om bevestig te word. Genigtig. So hulle het baie goed boek gehou van elke persoon wat hulle bedien het. Ja. En hulle het eintlik van hulle bediening boek gehou. Ja. Hulle het seker gemaak dat daar iets gebeur. Ja. Hulle het nie net gehoop daar gebeur iets nie. Ja. So nou, vandag wil ek praat oor Andrew Murray se eerste besoek nou na al hierdie dinge gebeur het, weer aan Amerika en Europa. So hy word afgevaardig in 1877 om die eerste vergadering van die Raad van Presbyteriaanse Kerke, dis maar gereformeerde kerke, waarvan die NG Kerk een was, in Edinburgh te gaan bywoon. Nou, ek wil net gou hier gaan na die einde van die berig, het hulle gesê hoeveel van die kerk daar teenwoordig was. Was dit nou 1877? Dis 1877. Daar was 333 lede van die Presbyteriaanse kerke,
Dit beteken nou soos die NG Kerk in Suid-Afrika. So was daar 333 soortgelyke groepe wat lede was van die Presbyteriaanse kerke, 21.433 gemeentes reg oor die wêreld en 19.040 leraars wat reg oor die wêreld nadat die Calvin hulle begin het met die reformatie op daardie stadium bestaan is en wat verteenwoordig was op hierdie vergadering wat Andrew Murray gaan bywoon het. Natuurlik het nou nie al die leraars het nie gekom nie, maar hulle is verteenwoordig deur iemand. So daar was elkeen van die 333 was nodig en Andrew Murray het gesê die wonder hiervan is dat hulle werklik een was. En wat kan gebeur wanneer gelowiges die byeenkoms of die gemeenskap van gelowiges in eenheid. Wat dit beteken as jy dan vra vir die Here se seën. So hy gaan woon dit by tesame met sy broer Charles Murray wat van Graafrenet af nou rukkie later kom en hy gaan saam met Andrew Murray en Andrew Murray se vrou gaan ook saam. Charles was ouer as hy, nee. Nee, jonger. Sy jongste broer. Ja, sy jongste broer wat sy pa opgevolg het in Graafrenet. Okay. So hulle wil nou 'n paar sake bespreek. Andrew Murray wou vreeslik graag vir Dwight Moody en Ira Sankey is 'n gospelsanger wat saam met Dwight Moody getravel het. Amper op dieselfde manier het ek nogal gedink wat Billy Graham dit gedoen het. Hy het ook 'n gospelsanger gehad wat saam met hom die meetings gehou het. Okay. Ja, wat dan begin hulle gewoonlik met 'n paar liedere en dan preek Moody of dan preek Billy Graham. Ja. Ja, so hy wou graag persoonlik met hulle in aanraking kom en hy wou ook persoonlik in aanraking kom met mense wat eerstehands die herlewing daar beleef het in Amerika en in Skotland en wat baie sterk aangeraak is deur die Here en wat begin het met 'n bediening soortgelyk soos wat in Suid-Afrika nou ontwikkel met Andrew Murray en ander predikante in Suid-Afrika na die herlewing in 1860 hierso. So hy wou dit baie graag doen en hy het gesê hy wou mense wat buite die kerk staan binne die kerk inbring en die wat reeds binne is wil hy dieper inlei in die geestelike lewe. So dit was Andrew Murray se hele roeping. Ekskuus, ek wil jou gou in die rede val. Die herlewing in Suid-Afrika het jy gesê was 1860. Ja. Weet jy wanneer die herlewings in die ander lande was? Dit was oor verskillende tye en dit was gelei deur persone onder andere George Whitefield en Dwight Moody wat oral ter sending reise onderneem het en dan nog 'n heel wat van die ander soos die Wesley broers was ook daar en dan was daar Jonathan Edwards hulle wat alles voor Andrew Murray se tyd of in daardie tyd plaasgevind het. Ja, so sou 'n mens kon sê dat God regtig ware 'n beweging toegelaat het. Ja. En dit was nou dat ek dit lees wat Andrew Murray sê, hy gaan dit ook sê op 'n stadium dat die een doel van die kerk is om die evangelie na die eindes van die aarde te vat. Dis die rede vir ons bestaan. En dit word in elke herlewing is dit die hoofvrug van 'n herlewing. Is dat dis asof dit 'n ontploffing veroorsaak en die kerk word wakker en gaan uit om die evangelie te bring. Stop net gou. Durf ek vra? Wanneer laas het ek en jy gehoor van 'n plek waar daar 'n herlewing plaasvind? Ja. Ek sukkel om dit te sê. En waar hierdie die vrug daarvan is. Dit vind op kleiner skale plaas. Daar's hier en daar is daar weer mense wat sê kom ons lei Christene op. Ja. Kom ons lei gelowiges op. Ek weet ook onder andere in Suid-Afrika is Christ for All Nations is weer besig om evangeliste op te lei. Hulle het onlangs 'n groot uitreik gehad in Kimberley waar duisende mense tot bekering gekom het. Okay. So ek dink nogal dit vir my voel dit asof die Here weer met 'n nuwe geslag gelowiges nou besig is. Wat weer besef ons moet uitgaan.
En ek het onlangs weer gekyk na mense kry mos sulke video's wat so verbykom. Het ek gekyk na 'n video in dis ergens in die Verre Ooste, waar daar ook enorme herlewing aan die gang is. Ja. Ja. En wat hulle omtrent die hele dag lank kerk hou, want daar's so baie mense wat kom, dat hulle maak een diens klaar, dan begin die volgende een. En die gehoor hulle het om. Ja. So die geestelike verdieping wat mense belewe, moet uiting vind in 'n roeping waar die Here jou gaan plaas om die evangelie te bring. Ja. Dis nie net om lekker te voel deur jouself en lekker te sing in die kerk en dit gaan goed met my nie. Dit was wat hy het gesê, God was op hierdie stadium wat hy nou gelewe het, besig om sulke mense uit te soek, hulle op te lei en hulle uit te stuur. Ja. En Amazing. van die sake wat hulle nou sou bespreek daar in Edinburgh was die geestelike toestand van die kerk, Christelike onderwys en die geestelike lewe. En Andrew Murray het gesê dat die geestelike toestand van die kerk het duidelik gewys dat sy nie aan haar roeping beantwoord nie. En vandaar was die onmag van die kerk teen ongeloof en bygeloof en halwe geloof en teenoor wêreldsgesindheid, sonde en die heidendom. Dapper man. Nie net hy nie, die hele kerk het hieroor gepraat en die kinders van God het 'n geweldige behoefte aan herlewing, aan 'n nuwe ontdekking deur die Heilige Gees wat die hoof van hierdie roeping is, wat God van hulle verwag en wat werklik die lewe van krag en toewyding, van vreugde en vrugbaarheid is, wat God vir hulle in Christus wil skenk. Ja. So dit was die rede hoekom Andrew Murray dit gaan bywoon. Hy's afgevaardig uit Suid-Afrika, want in Suid-Afrika was daar 'n geweldige oplewing. Onthou nou, die herlewing het begin en 2 jaar na die herlewing begin die stryd teen liberale teologie. En dit het vir 10 jaar Andrew Murray se tyd in beslag geneem, hofsaak op hofsaak op hofsaak, en uiteindelik het hulle mos al die hofsaake verloor. En hulle het besluit, hulle gaan seker maak dat hierdie liberale teologie nie in die kerk insluit nie, deur die goedkeuring van die proponente waar hulle geplaas word. As daar enige iets van liberale teologie in so 'n persoon gevind word, dan word hy nie in Suid-Afrika gelegitimeer nie. Natuurlik onthou ons van die storie van een van die predikante, 'n dominee David Fore, wat sy eie kerk gestig het in Kaapstad in dieselfde tyd, die Vrye Protestantse Kerk, en waar hy die liberale teologie versprei het. En ons het laas keer gepraat oor die bekgeveg van hierdie ou skryf oor die moderne teologie in een koerant, Andrew Murray skryf die moderne ongeloof in 'n ander koerant. En hy vervat dit in een van sy boeke wat in sy versamelde werke opgeneem is. Wow. So hierdie ding is nie net in Suid-Afrika nie, dit woed wêreldwyd. Dit is nie 'n gelokaliseerde aanval op die kerk nie. En so nou vertrek hulle, Andrew Murray, sy vrou Emma en sy broer Charles Murray. Eers gaan hulle in Edinburgh toe word die vergadering uitgestel, want daar's nou eers 'n ander vergadering wat hulle dringend moet hê in Skotland. So hulle vertrek so lank na New York met die hoofdoel om onderwyseresse vir die Groote College en ander skole in Suid-Afrika te gaan soek. En veral was daar 'n versoek van 'n dominee Bosman in Pretoria, wat die meisieskool hier wou begin. My aarde. Ja. So asook vir Swellendam en Beaufort Wes. En Andrew Murray kom al hoe meer onder die indruk van die dringende behoefte om aan die swart mense van Afrika die evangelie te bedien. Okay. Maar stop nou eers gou. Ja. As hulle eintlik in Skotland was vir 'n vergadering, gaan dit eers gou gaan New York toe. Jy weet, ek dink in prentjies, hulle kon nie vlieg nie. Nee. Dit was 'n lang onderbreking geweest. Dit was 'n lang onderbreking, want die ander vergadering word nou net effens uitgestel. Ja. En so wil ek net gou aan die einde van daai van hulle besoek aan Skotland, ek het nou dit hierso, wat gebeur het, hulle kry altesaam 14 onderwyseresse, 12 uit Amerika, 1 uit Skotland en 1 uit Holland, asook 'n prinsipaal vir die Sending Instituut, eerwaarde dominee George Ferguson, wat die broer is van Miss Ferguson, wat alreeds een van die hoofde was van die Groote College.
met sy vrou en 5 kinders. En hulle kom nou saam met Andrew Murray en Charles Murray terug. En op die skip op pad terug Suid-Afrika toe gebruik Andrew Murray die tyd om vir hulle te leer om Engels te praat, Hollands te praat, want hulle is almal Amerikaners. En hulle sê hierdie onderrig en die geesdrif was so groot en die onderrig was so deeglik dat ten minste 2 onderwyseresse aan die einde van die seereis, dis omtrent 'n maand na 2 maande, Ja. het hulle met mekaar in Holland gepraat en My gekorrespondeer. Kan jy glo? Ja, so dit was 'n baie suksesvolle tyd vir hulle om mense te kry en natuurlik almal wat hoor van dit wat in Suid-Afrika aan die gang is, sê ja, ons wil graag kom, maar dit is spesifieke onderwyseresse wat goed geskool is, want hulle gaan nou skole stig in Suid-Afrika, ja. in verskillende dorpe, Wow. en hulle gaan Christelike onderwys doen, veral. So hulle moet daarin geskool wees en hulle moet bereid wees om hulle lewens daai kant prys te gee, want hulle gaan nooit weer terug nie. Sjoe, Hulle kom hiernatoe en hulle lê hulle lewens af vir die Here. sjoe. En as hierdie dames nou gekom het om 'n skoolhoof te kom wees, was hulle dan net met dogters te mekaar of was daar seuns ook in die skole? Hulle het begin met dogters, met Okay. meisieskole gestig, want daar was reeds seunskole. O, okay. Daar was net skole. Meeste van die skole was dit net seuns wat skool toe gegaan het. So nou het hulle begin Shame. met meisieskole. Arme meisies net vroeër was 'n skool goed skoonmaak. Dankie tog dat dit verander. Ja. So, maar uiteindelik breek die vergadering nou aan in Edinburgh en hulle vergader in John Knox se kerk. Wow. Daar's al klaar iets vir my van wow, Ja, om wow. te wees waar hierdie man gesê het, Here gee vir my Skotland of ek sterf. Ja. En waar die was dit een van die was dit die Skotse prinses en het gesê sy bewe in haar broek, in haar rok. As John Knox bid, sy's vir niks bang nie, behalwe vir John Knox se gebede. Wow. So, hulle fokus op hierdie byeenkoms was die eenheid van Johannes 17. Hulle het gesê hierdie eenheid kan nie verkry word met studie nie. So waar jy gaan studeer en waar jy wat ook al doen, dit bring nie noodwendig eenheid in die kerk nie. Dit kon net verkry word deur 'n geestelike lewe waar geloofsdade en opoffering selfs tot die dood vereis word om so eenheid te bewerk. En so eenheid kan ook natuurlik net in Christus gevind word. Mm. Die persoon en godheid van Jesus Christus moet die hoofsaak wees en net dit kon die kerk weerhou van dwaling en veral die invloed van liberalisme. So die persoon en godheid van Jesus Christus was wat die liberale teologie probeer afbreek het. Wow. Want hulle het gesê Jesus Christus was nie God nie. En hulle het die drie eenheid ontken van God. Sjoe. En hulle het al Jesus se wonderwerke afgemaak as stories en fabels. En ook sy maagdelike geboorte en sy opstanding wat nie fisies was nie. En alles. So die aanval is op Jesus Christus se persoon. Wow. En ek dink ons moet dit vandag, as ons dit vandag ons moet ons onsself vra, as ons 'n preek hoor, moet ons onsself vra, waar is Jesus hierin? Ja. Is hy 'n kantfiguur Ek verstaan nie meer. of is hy sentraal Dis hy. hier? Dis hy. Dit is Ek het in my Bybel oopgemaak en onthou nou weer wat staan geskrywe in Johannes 17 vers 17. Maklik om te onthou. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. ja, amen. Absoluut. Ja. Wow. Ja. So dis 'n geweldige ding wat Marie gaan doen daar, né? Ja, en natuurlik hy kom nou in aanraking met al hierdie verskillende predikante wat nou die kerkgroepe verteenwoordig van oor Europa, die hele Europa en natuurlik sê die die weste kant van Europa en Amerika en Skotland en Engeland. En beide die Amerikaanse en Skotse verteenwoordigers is
ten sterkste veroordelend teenoor liberale teologie. Dis nie vandag meer so nie. En die stryd woed om behoud van Bybelse waarhede, die groot vyand van bandeloosheid, mense wat alle gesag van die kerk wil verbreek en buitekant die gesag van die kerk wil lewe, en die mens en natuur bo alles wil verhef. Dis iets wat ons net nou gaan oorpraat, is die ongeloof wat ingekruip het deur die wetenskap. Wat sê die natuur en die mens is sentraal. God is nie sentraal nie. En dis 'n spesifieke dominee wat ook in Suid-Afrika besoek afgelê het, wat 'n sendeling was. Hy was die profeet van sending daardie tyd, die Dr. Duff, D-U-F-F, het laat blyk dat sending werk nie maar net die een opdrag van die kerk was nie, maar dat dit die enigste rede was vir haar bestaan. En sy woorde was, dis 'n sterk woorde wat hy gebruik. Ek wil die hoogste moontlike skriftuurlike grond inneem met betrekking tot die algehele, enigste, allesomvattende verpligting van die kerk van Christus om al haar krag aan hierdie saak te wen, om die evangelie na plekke te vat waar dit nie bestaan nie. Ek gaan dit weer lees. Asseblief. Ek wil die hoogste moontlike skriftuurlike grond inneem, dis nou sy basis, met betrekking tot die algehele, enigste, allesomvattende verpligting van die kerk van Christus om al haar krag aan hierdie saak van sending te wy. Wow. Dit is enorm. Kom ons oorweeg daai hele konsep terwyl ons luister na Piet Smit. En kan jy glo wat sing hy vir ons? Woorde. So kom ons luister na Piet Smit met woorde. Ja, en ons is besig met delf steeds dieper. Ek is Estie Geldenhuys en hier saam met my in die ateljee Elizabeth Jordan. En Elizabeth is besig met ons dinge te deel oor Andrew Murray en dit wat in sy lewe gebeur het, dit wat in die tyd wat hy gelewe het gebeur het. En Elizabeth, niks van daai goed is oudmodies of in die verlede nie. Alles is steeds net so kardinaal belangrik. Absoluut. Vandag, né? Ja, want dit gaan oor die ewige raad van God. Ja. Dit gaan oor sy opdrag dat die kerk die verlossingsplan sal voltooi. Sure. En dit was die uitdruklike en die enigste bevel van die hoof van die kerk. Okay, so, en dit het in Andrew Murray skryf, met uitsondering van die apostoliese era, nog nooit gebeur nie. Okay, so die kerk het gevorm en dan sit hulle. Dan groei hulle nie. En dan begin allerlei goeters in die kerk. En sodra die kerk uitgaan, dan is daar 'n suiwering in die kerk. Dit is nou letterlik soos om vir 'n bak water wat jy het 'n uitloop te gee en weer 'n inloop ook, nê? Dat is die dooie see. Nee, maar die dooie see is iets Hy anders. sê en dit het gelei tot onbeskryflike skade aan die kerk self en tot die onuitspreeklike verlies van hierdie arm verlore wêreld. Wow, natuurlik. Dan sê Dr. Duff, hy sê, sal my nie kwaadlik neem dat hierdie oortuiging wat in my 40 jaar as sending toegeneem het, dat wanneer ek vanaf die grense van die hemelse wêreld, want hy is nou al bejaard, my onveranderlike versekering uitspreek, nou hier kom nou weer sulke hoofletterwoorde, Ja. dat totdat die alles oorheersende verpligting dieper besef word, kragtiger verwesenlik word en meer sonder voorbehoud gehoorsaam te word, nie slegs deur enkele gelowiges nie, maar deur die kerk as liggaam. Ons as kerk speel met sending, met God en onsself bedrieg en in allerlei onvrugbare sake ons kragte, middele en vermoëns verspil, eerder as om met ons met onverdeelde geesdrif en ywer te wy aan die geestelike oorwinning van volkere, sodat hulle ook aan Christus toegewy kan wees. Oh my aarde, ja.
Dit is geweldig. Dit is 'n geweldige ding, want dit was asof dit met herlewing kom dit by die kerk op. Ons is besig om ons tyd te mors met die goeters, die koekiesbak en al die dinge wat ons doen en koeksusters en onvrugbare werk. Dis nie vrugbaar in die gees van mense nie, terwyl mense verlore gaan. En dis maar net omdat die kerk gevestig word en dan hou ons net kerk. Hy sê ons speel kerk. Met ander woorde, as ons vandag selfs gaan en kerk se lewe gaan lys, Ja, wat gaan dit wees? Ja, ja. dis verskriklik. Andrew Murray sê hy het in al hierdie goed net een klagte gehad en dit lyk asof die besprekings en die sake op die agenda groter aandag geniet as eenvoudige verootmoediging voor God en gesamentlike gebed. Dit was al die jare sy ding van, dis in hierdie gebedstye waar die plek is waar die krag van God ontvang word om te begryp en om die erns van dit wat gesê word in so 'n mate in jou hart in te bring dat dit jou beweeg tot aksie. Okay. So hy sê dis waar en ek dink mens kan dit vir kerkrade sê. Die kerkraad moet 'n baie ernstige tyd in gebed spandeer en die Here vra om dit waaroor hulle nou praat. Is dit sy wil? En as dit sy wil is, kan hy vir hulle dan die krag gee om dit uit te voer wat hy vir hulle gee. En hy sê daar was nouliks tyd vir hierdie gebedstye, selfs daar in Edinburgh. En tesame hiermee moet dit wees die lewende belydenis en beoefening van die geloof. Dit is nou nogal vir my. Andrew Murray praat konstant oor dit. Hoe beoefen jy jou geloof? Ons gaan miskien maar 'n keer bietjie oor dit praat. Hoe beoefen mens die gemeenskap met die Here? En hoe ontvang jy die vermeerdering van sy gawes in daai gemeenskap met hom? Sure. So hulle het ook daar by daai plek het hulle gepraat oor wat is ongeloof. En veral die ongeloof komende nou van die ongelowige wetenskap en literatuur van daardie tyd. En hulle het gevoel dat die kerk hier ook 'n stem moet hê. En dat die kerk ook hier die evangelie moet verkondig op 'n vlak dat dit voldoen aan die behoefte van mense se denke en verstand, die intellek moet ook deur die evangelie geraak word. En Dr. Patton van Amerika het vir hulle verduidelik daar wat is die oorsake en die verskillende forme van ongeloof wat die kerk binnendring en hoe die kerk dit moet snap en moet antwoord hierop. Ek dink dit sal goed wees as ons vir 'n slag ook iemand het wat vir ons dit begin wys. Ek het 'n vraag. Ja. As jy dan sê dat jou geloof ook jou intellek moet raak, verduidelik vir my. Wat behels dit? Dit is dat ek gaan nou net hierso sê, hulle het op 'n stadium gepraat daaroor dat Christene, nee, hy het gesê dit is onmoontlik dat die waarheid van God in die natuur, dis Romeine 1. Die waarheid in die skrif kan weerspreek. Okay. So daarom moet Christene die ontdekkings wat wetenskaplikes maak volg en oorlaat tot op 'n plek waar dit die uiterste bereik het en dan sal hulle sien dat wat in die natuur geontdek word eintlik in ooreenstemming met die woord is. Want die ontdekkings begin met soos evolusie met 'n groot hoeha en vandag besef baie wetenskaplikes, luister, maar daar moes 'n intelligente ontstaan gewees het. Niks kon op homself soos wat Darwin gesê het dat dit is net dit het van self ontstaan, alles het met Big Bang en al die goede. Vandag ontdek wetenskaplikes, maar dit is glad nie die waarheid nie. Die waarheid is, daar was 'n intelligente persoon agter die ontwikkeling van die heelal. So Andrew Murray dat daai tyd was Darwin baie sterk. Okay. Hulle het gesê, kom ons wag net waarna toe dit gaan en ons vra die Here help vir ons om saam met hulle te dink, saam met hulle dit te ontdek en te sien wat sê die Here en dan vang ons vir die Heilige Gees om vir ons die antwoord hierop te gee. En daar is baie apologete wat besig is om juist dit te doen. Sure.
Jy weet, so ek dink dat ons is baie haastig om iets te veroordeel, maar daar's mense wat moet sê, kom ons dink saam. Kom ons dink saam en kom ons vra die Here, en wys vir ons in die skrif. Dat ons Vader se antwoord kan kry. Ja, absoluut. So, en toe het hierdie een ander ou, professor Flint, gesê, die kerk het baie skuld aan die ongeloof in die kerk, omdat die kerk nie 'n stem het nie, hy gee nie uitspraak oor goed wat gesê word nie, op die intellektuele en denke vlak, wat wetenskaplikes dit wil hoor nie. So. Die kerk praat nie daaroor nie, Ja. maar dat die oorsaak van ongeloof in die harte van die mens is, en in hulle gees, en veroorsaak word deur die morele, sedelike verval van die mens. En dit kan slegs deur God se genade en die ontdekking van die waarheid van die evangelie weggeneem word. So jy moet die evangelie gaan vertel aan hierdie mense, al wil hulle nie hoor nie. Moet jy met hulle in 'n denke gesprek gaan oor waarom is die evangelie vir hulle belangrik. So dit was nou een van die ander goed wat Andrew Murray geweldig geïnteresseer het, was die geestelike lewe, die hulpmiddels daarvoor en die hindernisse. En die groep wat daar byeen is, het baie belang gestel in wat in Suid-Afrika gebeur en veral in die Vrystaat, met uitbreidings van die sendingwerk, van die sendinggoed wat in die Vrystaat gebeur, het hulle baie begin belangstel wat hierso in die gang is. So, hulle kon dit nie in Edinburgh bespreek nie, dit was te veel, toe gaan hulle Inverness toe, en daar het hulle nou nog 'n 3-dae konferensie, en Andrew Murray word gevra om aktief in hierdie konferensie deel te neem. So hulle praat oor 3 onderwerpe van die geestelike lewe. Die eerste ene is die nuwe skepsel. Lidmate in die kerk moet wedergebore word. Die tweede een, die nuwe diens. Here, wat wil U hê moet ek doen na ek wedergebore is? Mag stop het gou daar. Ek sê nog by moet wedergebore word. Elizabeth, is dit nie vandag dalk ook nog steeds 'n probleem in die kerk nie? Dis die probleem. Dis die probleem. Mense is nie gevul met die Heilige Gees nie. Daarom kan hulle nie in die Gees wandel nie. En alles word met die intellek gedoen of met ziel. Ons is baie ywerig vir die Here, godsdienstig. Ja. Goed, so dan, okay, die nuwe diens, Here, wat wil U hê moet ek doen? En dan die nuwe krag. Ek leef nie meer, ek leef, maar nie meer ek nie. Christus leef in my. So hierin het Andrew Murray 'n baie groot bydrae gelewer en het hy begin om te dink aan sy boeke wat hy later gaan skryf oor die geestelike lewe en die innerlike wandel. Hy het hom hier aan die dink gesit. Die volgende onderwerpe behandel hulle nou in die middag, en dit is sondagskole, die waarde van sondagskole, nie soos wat ons vandag dit dink net aan kinders nie. Huisgodsdiens, matigheid en veral met alkoholisme, en dit was hulle groot dwelm daai tyd, en dan sending. En van die predikante in Suid-Afrika het ook deelgeneem, onder andere Dominee Fraser, Dominee Colin Fraser van die Oranje Vrystaat, en dan natuurlik Charles Murray van Graafreinet. Hulle het, Andrew Murray sê, die mense praat op hierdie konferensie maar hulle praat oor die hoër lewe, maar hulle beperk hulle net tot die oue elementêre waarhede. En die invloed van Moody was baie sigbaar in van hulle gesprekke. Die mense het baie meer uitgesproke geword en baie warmer onder mekaar, die liefde onder mekaar. En hy het gesien hoe dat die hele godsdienstige toon van Skotland het baie hoër en blyer geword. Maar tog het hy besef dat die waarde van die vreugde, die waarde van die vreugde in jou vernuwing, is nie die wese van die godsdienst nie. Ons moet praat oor 'n diepe innerlike lewe, en dan het hy hier gesê, hy het die les geleer dat God se kinders in die geheim van hulle eie harte hulle self moet toewy aan onafgebroke persoonlike omgang met Jesus. Ja. Eers dan kan ons praat oor heiligmaking en om die arbeid om uit te gaan en die mense reg oor die wêreld te kan leer. Hy kan nie genoeg nadruk lê op hierdie 2 sake nie. Eers gemeenskap met Christus en dan arbeid in sy diens. Wonderlik. Hy skryf hier van 'n boer wat hy ontmoet het, wat saam met Moody rondgegaan het, en wat vragte volg plaaswerkers na die dienste aangery het,
en die vreugde gehad het dat 10 van sy werkers as lidmate en nagmaalgangers na die kerk toe uitgenooi is. Sjoe. Dit was nogal vir my interessant. Ja, ja. So Andrew Murray kom terug Suid-Afrika toe met 'n nuwe ontdekking van die ywer van sendingwerk, en ons gaan sien hoe dit uitwerk in ons volgende gesprek, en die dieper ding van hoe wandel ons met die Here in die Gees, dat hy vir ons sy Gees gee, en dat sy Gees ons dring om hierdie werk te doen. Halleluja, halleluja. Elisabeth, baie dankie dat jy alles so deeglik vir ons voorberei en dit wat jy vir ons leer hierso. Nee, 'n mens kan net leer van Andrew Murray, reg? Ja, nee, absoluut. Maar dit is ongelukkig waarvoor ons vandag tyd het. Volgende week gesels ons verder. Nee, volgende week is ek nie hier nie, want dan is dit is dit 'n telethon, maar oor 2 weke is ek en Elisabeth weer terug en gesels ons verder. En kan jy glo die musiek wat Vader my laat kies het vir hierdie laaste snit, Bianca and Friends, en hulle sê Jesus leef. En daarmee groet ek en Elisabeth jou tot 'n volgende keer. Vrede en weet Jesus leef.